Goeiemôre, wanneer ook al jy na hierdie uitsending kyk, baie welkom en dankie dat jy by ons inskakel, om so ook verder te reis. Ons lees vandag weer gedeelte uit Matteus 9, die gedeelte wat ons gister gelees het. Ons lees hom weer, maar daar is 'n ander fokus, daar is 'n ander klem waarna ons kyk. Ek gaan egter by vers 10 begin. Ons weet, Jesus het Matteus by die tolhuis sien sit, maar hier vanaf vers 10 lees ek vir ons. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels: "Waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en gesê: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Dit is my so aangrypend hierdie gedeelte, gaan leer wat dit beteken. Dit is nogals 'n gedeelte wat ons baie keer verby lees. Hierdie einste Matteus, hierdie einste groep mense, en dit is interessant, sondaars noem hulle self nie sondaars nie, dit is wat etikette wat mense vir hulle gee. En ek dink die Here nooi vir my en vir jou om dieper te leer dat hier iets is, dieper hier aan die gang, gaan leer wat dit beteken. Ons is partykeer so besig dat ons die wat die grootste nood of behoefte het aan genesing heeltemal by hulle verbystap. Ons doen 'n klomp goed om die Here te dink ons beïndruk die Here, of ons maak 'n klomp, dus met 'n klomp goed besig om in die Here se akker te woeker. En dan sê hy, maar ek soek nie hierdie dinge nie. Ek verwag barmhartigheid. Ek gaan leer wat dit beteken. Wat dit beteken om met nuwe oë ook na mense te kyk. En ek dink dit is hier wonderlik as 'n mens ook weer diep in 'n ou se eie lewe inkyk, is dat die Here vir my en vir jou geroep het. Paulus praat daarvan in Romeine 5, as hy sê, ek het reeds vir julle gesterf toe julle nog sondaars was. Wat 'n groot genade wanneer ons uit genade die Here sien dat ons siek is, sy sien dat ons lewe op 'n doodloopstraat afstuur en juis ons kom roep. Juis ons sy genade kom betoon, juis ons sy liefde en genesing kan bring. Dan word Matteus en ek en jy geroep om dit voor te sit. Ons het gister of eergister het ons daarvan gepraat, oor hierdie liefde wat ons 'n kanaal van word. Maar ons word 'n kanaal van God se barmhartigheid. Barmhartigheid wat ons ontvang het, om dit ook so aan ander te bewys. Mag dit nie daar stop nie, mag binne in hierdie gedeelte wat ook sal volg, is daar 'n aangrypende gedeelte oor hoe om in die koninkryk werksaam te wees. Hierdie is deel van die roepingsdiskoers of die sending missionêre diskoers binne in Matteus 9 en 10, waar daar soveel rykdom opgesluit lê. Wat beteken dit vir my en vir jou as die Here ons roep en ons vra om te leer wat dit beteken om barmhartig te wees? Kom ons vra om ons ek daarmee te help. Dankie o Here dat U vir ons uiteindelik iets kom wys, maar dat U ons innooi om dieper in hierdie barmhartigheid te groei. Here, as U nie die barmhartigheid in ons harte aanroer nie, dan bly dit gewoon amper, sal ek sê, leeg, amper koud, amper klinies.
maar dat U, wanneer U ons oë aanraak en ons harte aanraak en die twee begin met mekaar in verbinding te tree, dat ons dieper kan kyk, omdat ons hart ons oë ook beïnvloed. Om op 'n ander manier te kyk, mag ons leer wat dit beteken om barmhartig te wees. Gee dat ons ook hierdie barmhartigheid met sulke oë na hierdie wêreld kan kyk en sy mense. Amen. Baie dankie vir jou saamluister en deel wees, 'n wonderlike naweek. Ons gesels weer.